Die oggendson het oor die weelderige landgoed van Stellenbosch opgekom, maar vir die klein Themba Vosloo het die nuwe dag net soos enige ander begin in 'n wêreld van ewigdurende duisternis. In die oostelike vleuel van die massiewe herhuis het die 8-jarige seun sy hand uitgesteek om sy wekker te voel. Sy vingers het oor die verhoogde punte van die braille syfers gestreel. "Meneer Themba, is jy wakker?" het Lindiwe, die huishulp, saggies by die deur geklop. "Ja, Lindiwe. Ek is wakker," het hy geantwoord, sy stem helder ondanks die vroeë uur. Lindiwe het ingestap, die gordyne oopgetrek wat geen verskil aan Themba se wêreld gemaak het nie. "Jou pa het reeds vertrek na 'n vergadering in Kaapstad, maar hy het gesê hy sal vanaand betyds wees vir aandete." Themba het geknik, sy gesig uitdrukkingloos. Dit was niks niets nie. Sy vader, Sipho Vosloo, een van Suid-Afrika se invloedrykste sakemanne en eienaar van Vosloo Holdings, het selde tyd vir sy seun gehad. Nie sedert die dood van Themba se moeder tydens sy geboorte nie. Nie sedert hulle uitgevind het dat Themba met 'n beskadigde optiese senuwee gebore is nie, 'n toestand wat die dokters as onomkeerbaar gediagnoseer het. "Kan ek in die tuin gaan sit vandag?" het Themba gevra terwyl hy versigtig sy klere aantrek wat Lindiwe vir hom uitgekies het. "Natuurlik, maar na jou tutor kom jou pa het gereël dat meneer Khumalo vandag weer kom vir jou lesse." Themba het gesig. Nog 'n dag van lesse en oefeninge wat bedoel is om sy andersintuie te verskerp. Hy was moeg daarvan om te hoor hoe mense die wêreld beskryf wat hy nooit kon sien nie. "Wat is blou, Lindiwe?" het hy skielik gevra terwyl sy hom na die eetkamer lei. Lindiwe het stil gestaan, die vraag het haar onkant gevang. Blou is soos die koelte van water wanneer jy jou hande daarin hou. Dit is die klank van die wind deur die bome. Dit is die gevoel van vrede. "Maar hoe lyk dit?" het hy aangedring. Ek wens ek kon dit aan jou wys, my seun." Na ontbyt en 'n lang sessie met meneer Khumalo, het Themba uiteindelik toestemming gekry om in die tuin te sit. Die landgoed se tuine was beroemd in die hele Stellenbosch streek, met seldsame inheemse plante en 'n pragtige uitsig oor die wynlande en berge. Nie dat Themba enigiets daarvan kon sien nie. Hy het op sy gunsteling bankie onder 'n ou wildeveiboom gesit, die geritsel van die blare en die gesang van voëls het hom omring. Hier het hy soms vir 'n paar uur vry gevoel, vry van die konstante herinnering aan wat hy nooit sou hê nie. "Goeiemôre, jong meneer," het 'n onbekende stem hom uit sy gedagtes laat ruk. "Wie's daar?" het hy gevra, sy kop in die rigting van die stem gedraai. "My naam is Noketela Dlamini. Ek is die nuwe skoonmaker. Begin vandag werk." Daar was iets in haar stem, 'n warmte, 'n diepte wat Themba dadelik aangetrek het. Nie die formele toon wat die meeste personeellede gebruik het nie, of die oordrewe medelee wat hy so gehad het nie. "Mag ek langs jou sit?" het sy gevra. "Ja," het Themba gesê, effens verbaas. Die personeel het hom gewoonlik alleen gelaat, bang om die seun van die baas te pla. Hy het die bank langs hom gevoel sak onder haar gewig. Daar was 'n subtiele geur van iets soets en kruiagtig wat haar omring het. "Jy ruik soos ek weet nie. Dis anders." Noketela het gelag, 'n warm klank wat soos musiek in Themba se ore was. "Dis kruie uit my tuin, rooi salie en wildels. My ouma het my geleer om hulle te gebruik." "Waarvoor?" "Om te genees. Om te versterk. Om te beskerm," het sy eenvoudig geantwoord. "Kan dit my oë genees?" het Themba direk gevra, sonder om sy woorde te versag. Daar was 'n lang stilte, en toe het hy gevoel hoe 'n ruwe, gerimpelde hand liggies oor sy geplaas word. "Die wêreld is vol wonders wat nie verklaar kan word nie, jong Themba. Ek sal nooit beloftes maak wat ek nie kan hou nie, maar ek kan jou iets anders bied." "Wat?" het hy gevra, sy nuuskierigheid geprikkel. "Ek kan jou leer om die wêreld te sien sonder jou oë." Themba het gelag, 'n bittere klank wat nie by 'n kind van 8 gepas het nie. "Almal probeer dit. Ek is moeg daarvoor." "Nee," het Noketela gesê, haar stem vas. "Nie soos ek jou sal leer nie." Voor hy kon antwoord, het Themba die vinnige voetstappe van meneer Becker, die huisbestuurder, oor die kliplaag gehoor. "Mevrou Dlamini," het Becker gesê, sy stem skerp. "U is aangestel om te skoonmaak, nie om die jong heer te pla nie." "Sy pla my nie, meneer Becker," het Themba ingetree. "Nietemin, u vader het streng instruksies gegee. Mevrou Dlamini, gaan asseblief terug na u pligte." Themba het die sagte ritsel van materiaal gehoor toe Noketela opgestaan het. "Ek sal jou môre weer sien, jong meneer," het sy saggies gesê voordat sy weggestap het.
Daardie aand het Themba vir die eerste keer in 'n lang tyd opgewonde gevoel oor die volgende dag. By aandete het hy stil geluister hoe sy vader oor sake praat, oor nog 'n beroemde spesialis van Duitsland wat hy wou inbring. Hulle het 'n nuwe prosedure ontwikkel. Themba het Sipho gesê, sy stem vol van die bekende hoopvolle energie wat altyd die besoeke aan dokters vooraf gegaan het. Ja, pa, het Themba geantwoord, maar sy gedagtes was by die vreemde vrou met die kruiagtige geur en die warm lag. Laat daardie aand, nadat sy vader reeds gaan slaap het Themba na sy venster gestrompel en dit oopgemaak. Die koue Stellenbosch nagbries het oor sy gesig gestreel. In die verte kon hy die sagte klanke van die platteland hoor. Hy het gewonder hoe die sterre sou lyk, die sterre wat Lindiewe so dikwels beskryf het as diamante op 'n fluweelkombers. Môre, het hy saggies vir homself gefluister, môre sal ek vir Noketilla vra om my te vertel wat sterre werklik is. Die volgende oggend het Themba vroeg wakker geword, 'n seldsame gevoel van afwagting het deur sy lyf gepols. Hy kon die reuk van vars gebakte brood vanaf die kombuis ruik en die verre geluide van die personeel wat besig was met hul oggendtake. Met meer haas as gewoonlik het hy homself reggeruk, sy vingers het vinnig oor die knope van sy hemp gegly. Jy is vandag opgewonde, meneer Themba, het Lindiewe opgemerk terwyl sy inkom om te kyk of hy hulp nodig het. Dit is goed om jou so te sien. Ek wil graag weer in die tuin gaan sit, het hy geantwoord, versigtig om nie te veel belangstelling in die nuwe skoonmaker te toon nie. Hy het geweet hoe vinnig nuus in die heerhuis versprei, en hy wou nie hê dat minder Bekker vir Noketilla weghou nie. Na ontbyt het Themba geduldig deur sy oggendlesse met meneer Kimalo gesit. Vandag was dit wiskunde en geskiedenis, die geskiedenis van Suid-Afrika, van die San en Khoi tot die Nederlandse setlaars en die komplekse geskiedenis van apartheid en bevryding. Themba was 'n slim kind en onder normale omstandighede sou hy gefassineerd gewees het deur hierdie verhale. Maar vandag kon hy nie konsentreer nie. Jou aandag dwaal vandag, Themba, het meneer Kimalo gesê, nie onvriendelik nie. Miskien moet ons môre voortgaan met die gevolge van die 1994 verkiesing. Verlig, het Themba geknik. Sodra meneer Kimalo weg was, het hy by die trappies na die tuin afgestrompel, sy wit kierie vorentoe geswaai om sy pad te vind. Die son moes hoog wees, kon hy voel aan die warmte op sy gesig. Hy het sy pad na die ou wildeveiboom gevind, sy hand liggies oor die ruwe bas gestreel voordat hy op sy bankie gaan sit het. Hy het gewag, luisterend, hoopend. Na omtrent 'n uur, toe hy begin wanhoop het hy die sagte voetstappe gehoor. Jong meneer, jy het gewag vir my. Noketilla se stem het Themba se gesig laat ophelder. Ek het gewonder of jy sou kom. Ek het gesê ek sal, nie waar nie. Maar ons moet versigtig wees. Jou pa se bestuurder hou my dop. Hoekom, het Themba gevra, werklik nuuskierig. Wat is so gevaarlik aan 'n ouerige vrou wat met 'n blinde seun praat? Noketilla uitgelag, daardie warm, melodieuse klank. Die wêreld is bang vir wat hy nie verstaan nie, jong meneer. En ek pas nie in hul netjiese klein boksies nie. Themba kon hoor hoe sy iets uit 'n sak haal. Die reuk was sterk, byna oorweldigend, iets erdig en ryk. Wat is dit? Vat, voel, het sy gesê en iets ruwe in sy hand geplaas. Themba se vingers het versigtig oor die voorwerp beweeg. Dis 'n stuk bas. Ja, maar nie sommer enige bas nie. Dit is van die Kigelia-boom, die worsboom. In my kultuur glo ons dit het sterk genesende eienskappe. Themba het aan die bas geruik. Dit was sterk, maar nie onaangenaam nie. En hierdie kan dit my help om te sien. Nie op die manier wat jy dink nie, het Noketilla sagweg geantwoord. Maar dit kan jou help om die wêreld anders te ervaar. Hou dit naby jou gesig. Voel die tekstuur. Ruik die aroma. Wat voel jy? Themba het sy oë gesluit in gewoonte, al het dit geen verskil gemaak nie, en het diep gekonsentreer. Dis grof, maar met sagte kolle. Dit ruik soos die aarde na reën. En iets anders, iets soets. Goed, het Noketilla aangemoedig. Nou stel jou voor hoe dit lyk. Maar ek weet nie hoe dinge lyk nie, het Themba gefrustreerd gesê. Jy hoef nie te weet hoe dit werklik lyk nie, het sy gesê. Skep jou eie beeld. Wanneer jy aan hierdie bas voel, wanneer jy dit ruik, watter vorm, watter indruk kry jy in jou gedagtes? Themba was stil vir 'n lang oomblik. Dis donker, het hy uiteindelik gesê. Donker, maar met ligte kolle, soos die manier waarop Lindiewe die naghemel beskryf.
En dit vou en draai, soos die rivier wat ek kan hoor as die wind regwaai. Ja. Noketela se stem was opgewonde. Jy sien nou, Themba. Jy sien op jou eie manier. Die res van die middag het hulle deurgebring met verskillende voorwerpe, 'n veer van 'n bloukraanvoël, 'n harde, gladde klip uit die rivier, 'n handvol grond. Met elke voorwerp het Noketela hom aangemoedig om te voel, te ruik, soms selfs te proe, en dan sy eie beelde te skep. Maar hoe weet ek of wat ek sien reg is, het Themba gevra. Daar is nie 'n reg of verkeerd nie, het Noketela gesê. Hierdie is jou wêreld, Themba. Dit is hoe jy dit skep. Hul tyd is onderbreek deur die skerp klank van 'n klok vanuit die huis. Dit is tyd vir jou middagete, het Noketela gesê, haastig die items terugpak in haar sak. Ek moet gaan, voor meneer Becker my vind. Sal jy môre terugkom, het Themba gevra, skielik bang dat hierdie wonderlike middag dalk nie herhaal sou word nie. Elke dag, as ek kan, het sy beloof. Maar ons moet versigtig wees. Hou hierdie dinge tussen ons, verstaan jy? Themba het geknik, opgewonde deur die idee van 'n geheim wat net hulle deel. By middagete kon Lindiwe nie help om op te merk hoe anders Themba was nie. Jy lyk gelukkig vandag, het sy gesê terwyl sy 'n bord voor hom neersit. Ek het nuwe dinge geleer, was al wat hy gesê het. Daardie aand het sy vader laat teruggekom van Kaapstad, moeg maar opgewonde. Goeie nuus, Themba, het hy aangekondig. Ek het die finale reëlings getref. Tersyde van Berlyn sal volgende maand hierheen kom. Sy navorsing oor optiese senuwee-regenerasie is baanbrekend. Ja, pa, het Themba geantwoord, al kon hy nie help om skepties te voel nie. Hoeveel baanbrekende spesialiste was daar al? Hoeveel hoop moes nog verpletter word? Sy vader moes iets in sy stem opgelet het, want sy toon het verander. Themba, het hy gesê in 'n stemtoon wat selde gebruik is, sag, amper kwesbaar. Ek weet dit is moeilik. Hierdie konstante soektog, hierdie dokters. Maar jy moet verstaan, ek kan nie opgee nie. Ek sal nooit. Themba kon die dringendheid in sy pa se stem hoor, die pyn en die vasberadenheid. Hy het gewonder of sy pa werklik vir hom gesoek het na 'n kuur, of vir homself, om die konstante herinnering van sy eie feilbaarheid te genees, die feit dat al sy miljarde nie sy seun kon help nie. Ek verstaan, pa, het hy saggies gesê, al was dit nie heeltemal waar nie. Later, alleen in sy kamer, het Themba die stukkie bas uitgehaal wat Noketela hom gegee het. Hy het dit teen sy wang gehou, die vreemde, ruwe tekstuur gevoel. In sy gedagtes het hy die beelde opgeroep wat hy vroeër geskep het, die donker oppervlak met ligte kolle, die draaie en kromme soos 'n rivier. Vir die eerste keer het hy gewonder of daar miskien 'n ander soort sig was, een wat niks met oë te doen het nie. En vir die eerste keer in jare het hy 'n vonk van iets gevoel wat hy lank gelede verloor het, hoop, maar 'n ander soort as wat sy vader se spesialiste nog ooit kon bied. Die volgende weke het 'n nuwe ritme in Themba se lewe gebring. Elke middag, na sy lesse, sou hy na die tuin glip waar Noketela wag, telkens met nuwe skatte om sy wêreld te verryk, 'n handvol laventel wat die lug met soet geur gevul het, 'n vreemde instrument van hout en gedroogde kalbas wat klanke gemaak het soos water, 'n klein kleibeeltjie van 'n olifant, so presies gevorm dat Themba elke plooi en rimpel kon voel. Met elke voorwerp het sy hom geleer om dieper te kyk as net die oppervlak. Die wêreld praat met ons, het sy gesê, ons moet net leer hoe om te luister. Onder haar leiding het Themba geleer om die wind se rigting te bepaal deur die beweging van sy hare, om die ouderdom van 'n blaar te voel deur die tekstuur, om selfs die nadering van 'n reënbui te ruik voor die eerste druppels val. En iets onverwags het begin gebeur. Themba het begin om vreemde, fyn skakerings van lig waar te neem, nie werklike beelde nie, maar 'n bewustheid van lig en donker wat hy nog nooit tevore ervaar het nie. Daar is 'n wolk oor die son, het hy eendag vir Noketela gesê, sy kop skuins gedraai asof hy probeer luister. Noketela was stil vir 'n lang oomblik. Hoe weet jy dit, my kind? Ek weet nie. Ek kan dit voel. Die warmte op my gesig het verander. Ja, het sy gesê, haar stem kalm, maar met 'n ondertoon wat Themba nie kon interpreteer nie. Daar is inderdaad 'n wolk. Themba het nie veel daaroor gedink nie, maar Noketela se besoeke het meer intensief geword. Sy het nou kruie en poeier saamgebring, sommige wat hy moes proe, ander wat sy liggies oor sy geslote ooglede gevryf het. Wat is dit, het hy gevra nadat sy 'n romerige, liggeel mengsel oor sy ooglede gesmeer het. Dit is kurkuma gemeng met heuning en 'n bietjie alwyn, het sy verduidelik. Dit versterk jou oë.
Maar my oë het nie versterking nodig nie, het hy gesê, effens verward. Die dokter sê dis my senuwees wat beskadig is. Noketela het net saggies gelag. Die dokters weet baie, maar nie alles nie. Daar is ouer kennis as wat in hulle boeke staan. Intussen het Sipho Vosloo se beplande besoek van der Schneider nader gekom. Die hele huishouding was in beroering, kamers is reggemaak, spesiale voedsel bestel, ekstra personeel aangestel om seker te maak dat alles perfek sou wees vir die beroemde spesialis se aankoms. Hy is die beste in sy veld, het Sipho een aand tydens aandete verkondig, sy stem lewendiger as wat Themba dit in 'n lang tyd gehoor het. Sy jongste navorsing oor senuweeregenerasie is revolusionêr. Themba het net geknik en verder geëet. Hy het nie die hart gehad om sy pa te sê dat hy nie meer dieselfde opwinding oor hierdie spesialis voel nie, net soos hy nie meer opgewonde was oor die vorige een of die een voor dit nie. Die waarheid was dat Themba se wêreld besig was om te verander, net nie op die manier wat sy vader voorsien het nie. Noketela se lesse het 'n deur in sy gedagtes oopgemaak, 'n manier om die wêreld te ervaar wat soveel ryker was as wat hy ooit gedink het moontlik was. Een middag, terwyl Noketela besig was om 'n verhaal te vertel oor die sterrebeelde wat haar ouma haar geleer het Lindiwe skielik in die tuin verskyn, haar asem vinnig asof sy gehardloop het. Themba, jou vader is op pad huis toe, en hy bring der Schneider saam. Hulle sal enige oomblik hier wees. Themba kon Noketela hoor hoe sy vinnig haar items bymekaar maak. Ek moet gaan, het sy gefluister. Maar ek sal môre terugkom. Maar voordat sy kon vertrek, het hulle die klanke van aankomende voertuie gehoor, gevolg deur stemme en voetstappe wat nader kom aan die tuin. Te laat, het Lindiwe gefluister, haar stem gespanne. Hulle kom hierna toe. Themba het gevoel hoe sy hart versnel. Hy het geweet sy pa sou nie gelukkig wees om hom te vind in die geselskap van die huiskoonmaker nie, veral nie wanneer hulle ooglopend besig was met iets anders as Themba se formele opvoeding nie. Gaan staan by die blombeddings, het hy vir Noketela gesê. Maak asof jy besig is met tuinwerk. Hy het gehoor hoe sy vinnig wegbeweeg, net betyds voordat sy vader se stem deur die tuin weergalm het. Themba, hier is jy, ek wil jou voorstel aan der Schneider. Sipho se stem was vol opwinding en Themba kon hoor hoe hy naderkom, vergesel deur voetstappe wat swaarder en meer doelgerig geklink het. Die dokter, het hy veronderstel. Dis 'n plesier om jou te ontmoet, jong man, het 'n diep stem met 'n swaar Duitse aksent gesê. Jou vader het my baie van jou vertel. Themba het hoflik geglimlag in die rigting van die stem. Dankie vir u koms, der Schneider. Der Schneider het 'n nuwe prosedure ontwikkel, Themba, het sy vader gesê, skaars in staat om sy opwinding te bevat. Dit behels 'n kombinasie van stamselbehandeling en gevorderde neurochirurgie. Hy glo dit kan jou optiese senuwees herstel. Themba het geknik, onseker hoe om te reageer. Hy het altevore hierdie soort gesprekke gehad, die beloftes wat altyd in teleurstelling geëindig het. Ek sal eers 'n volledige evaluasie moet doen, het der Schneider gesê, sy stem kliniese en presies. Maar vanuit wat ek van die vorige verslae gesien het, glo ek daar is 'n goeie kans vir sukses. Terwyl hulle gepraat het, het Themba skielik bewus geword van Noketela se teenwoordigheid naby die blombedding. Hy kon die nou bekende geur van haar kruie ruik, selfs vanaf hierdie afstand. Der Schneider moes ook iets opgelet het, want hy het skielik gestop. Wat is daardie geur? Daar was 'n ongemaklike stilte. Themba het gevoel hoe sy vader verstil het. Watter geur, dokter, het Sipho gevra. Iets kruiagtig medisinaal, het der Schneider gesê. Themba kon hoor hoe die man diep inasem. Dis interessant, amper so sekere tradisionele geneesmiddels wat ek in Asië teëgekom het. Sipho se stem het 'n skerp kant gekry. Lindiwe, is iemand hier in die tuin besig met iets? Lindiwe se stem was onseker toe sy antwoord. Net mevrou Dlamini, die nuwe skoonmaker, meneer. Sy help soms in die tuin ook. Themba kon die spanning voel toeneem. Hy het geweet sy vader het 'n diep wantroue in enigiets wat hy as bygeloof beskou het, en sy respek vir wetenskaplike medisyne was absoluut. Mevrou Dlamini, het Sipho geroep, sy stem nou duidelik geïrriteerd. Themba het gehoor hoe Noketela naderkom, haar stappe stadig en waardig. Ja, meneer Vosloo. Haar stem was kalm, sonder 'n sweempie van skuld of vrees. Waarmee is hy besig? Wat is daardie reuk? Net kruie, meneer. Vir my hande. Die skoonmaakmiddels is hard op die vel. Der Schneider het skielik belangstelling getoon.
Mag ek sien? Themba kon hoor hoe Noketela nader beweeg, hoe sy iets oorhandig aan die dokter. Hy het gehoor hoe die Duitser weer diep inasem. Fascinerend, het Schneider gesê. Dit lyk soos 'n mengsel van kurkuma en aalwyn, maar daar's iets anders, ook iets wat ek nie kan identifiseer nie. Dis net ou boererate, dokter, het Sipho afwysend gesê. Niks van wetenskaplike waarde nie. Ek sou nie so seker wees nie, het die dokter geantwoord, tot Themba se verbasing. Baie van ons moderne medikasie het hul oorsprong in tradisionele kryegeneeskunde. In werklikheid, een van die komponente in my nuwe behandeling is afgelei van 'n plant wat tradisioneel in Oos-Afrika gebruik word. Themba kon voel hoe die atmosfeer effens verander, die spanning verminder. Hy het gehoor hoe Noketela haar keel skoonmaak. As u my sal verskoon, ek moet teruggaan na my pligte, het sy gesê. Natuurlik, het Sipho gesê, duidelik haastig om terug te keer na die gesprek oor Themba se potensiële behandeling. Kom, Themba, Schneider wil jou na sy kliniek neem vir 'n voorlopige ondersoek. Die toerusting is reeds opgestel in die gasteverblyf. Terwyl Themba opgestaan het om sy vader te volg, het hy 'n vlugtige aanraking gevoel, Noketela se hand wat vir 'n oomblik teen syne geskuur het, wat iets kleins en hard in sy palm geplaas het. Hy het dit vinnig in sy sak geglip, nuuskierig wat sy vreemde mentor nou weer vir hom gegee het. Die volgende dae het in 'n waas verbygegaan vir Themba. Schneider se toetse was intensief en uitputtend, ure in donker kamers terwyl komplekse masjiene rondom sy kop gesoem en geklik het, bloedtoetse, neurologiese evaluasies en eindelose vrae oor wat hy kon en nie kon sien nie. Vir Sipho Vosloo was dit 'n tyd van hernieude hoop. Hy het deur die landgoed geloop met 'n energie wat die personeel in jare nie gesien het nie, sy stem sterk en vol vertroue terwyl hy met Schneider besprekings gevoer het oor die beplande prosedure. Die eerste fase van die behandeling kan volgende week begin, het Themba sy vader aan Schneider hoor sê terwyl hulle in die studeerkamer gesit het, onbewus dat die seun buite die deur geluister het. Ek het reeds die teater by die privaat hospitaal in Kaapstad bespreek. Ja, maar ek moet weer beklemtoon, meneer Vosloo, dat hoewel die voorlopige resultate belovend is, hierdie steeds 'n eksperimentele prosedure is, het Schneider versigtig gesê. Maar jy het gesê daar is 'n kans, het Sipho aangedring, 'n ondertoon van desperaatheid in sy stem. Jy het gesê jou vorige pasiënte het positiewe resultate getoon. Ja, daar was verbetering in optiese senuweefunksie in 3 van my 5 toetsgevalle. Maar elke geval is uniek en Themba se toestand is besonder ernstig. Maar daar is 'n kans, het Sipho herhaal. Themba het weggestap, sy hart swaar. Vir die eerste keer in sy lewe het hy nie sy vader se opwinding gedeel oor 'n potensiële kuur nie. Inteendeel, hy het 'n vreemde weemoed gevoel. Die afgelope weke saam met Noketela het 'n ander wêreld vir hom oopgemaak, een waarin sy blindheid nie 'n gebrek was nie, maar eerder 'n ander manier om te wees, te voel, te verstaan. Sy tyd met Noketela was beperk gewees sedert Schneider se aankoms. Die huis was vol aktiwiteit, met konstante beweging van mediese personeel, en sy vader se verhoogde teenwoordigheid het dit feitelik onmoontlik gemaak om ongeobserveerd te ontmoet. Maar in die aand, alleen in sy kamer, het Themba die klein voorwerp uitgehaal wat Noketela vir hom gegee het. Sy vingers het dit versigtig ondersoek, 'n klein harde saad, effens groter as sy duimnaal, met 'n gladde, byna gewaste tekstuur. Dit was onopsigtelik in sy hand, maar toe hy dit teen sy lippe hou, het hy 'n vreemde, tintelende sensasie gevoel. Dit het feitelik gepols teen sy vel, asof dit lewendig was, vol energie. Hy het dit onder sy kussing geplaas voordat hy gaan slaap het, en daardie nag het Themba die vreemdste droom gehad. Hy het gedroom hy loop deur die tuine van die landgoed, maar nie in duisternis nie. In sy droom kon hy vorm sien, kleure, die beweging van blare in die wind, die glinsterende oppervlak van die swembad, alles in 'n sagte, asemrowende gloed. Toe hy wakker word, was sy gesig nat van trane, en hy het 'n oomblik van verontrustende helderheid gehad, asof die wêreld vir 'n sekond duidelik sigbaar was, voordat dit weer in duisternis vervaag het. Lindiwe, het hy later daardie oggend gevra terwyl sy hom gehelp het om aan te trek, weet jy waar mevrou Dlamini vandag werk? Daar was 'n oomblik se huiwering voor Lindiwe antwoord. Sy is in die westelike vleuel, Themba. Maar jou vader het gesê jy moet vandag binne bly. Schneider wil nog 'n paar toetse doen. Kan jy dalk 'n boodskap vir haar gee, het hy gevra, sy stem laag. Weer die huiwering. Themba, dis miskien nie 'n goeie idee nie. Daar is gerugte onder die personeel. Meneer Becker het almal gewaarsku om nie jou daaglikse roetine te versteur nie,
veral met die behandeling wat so naby is. Asseblief, Lindiewe, het Themba gefluister. Dis belangrik. Hy kon haar sug hoor, gevolg deur die sagte geruis van haar uniform toe sy nader kom. Wat is die boodskap, het sy uiteindelik gesê. Sê vir haar ek het gedroom. En dit het gewerk. Die res van die dag het verbygegaan in 'n waas van toetse en gesprekke. Der Schneider was besonders geïnteresseerd in Themba se huidige vlak van persepsie. En jy sê jy kan lig en donker onderskei, het die dokter gevra terwyl hy 'n klein flitslig heen en weer voor Themba se oë gewaai het. Soms, het Themba versigtig gesê. Net skaduwees eintlik. Niks duidelik nie. Die dokter het nog iets in sy notaboek geskryf. Dis interessant. Jou vorige evaluasies het aangedui geen ligpersepsie nie. Wanneer het hierdie verandering begin? Themba het gehuiwer. Hy kon nie vir die dokter vertel van sy tyd met Noketela, van die krye en salwe en die vreemde saad onder sy kussing nie. Ek is nie seker nie. Miskien 'n paar weke terug. Baie interessant, het der Schneider geantwoord, en Themba kon hoor hoe hy vinnig blaai deur sy notas. Dit is hoogs ongewoon om spontane verbetering te sien in 'n toestand soos joune. Miskien is daar aspekte van jou senuweeskade wat ons nog nie volledig verstaan nie. Later, terwyl hulle aandete geniet het Sipho Themba met vrae gepeper oor sy gesprek met der Schneider. Hy sê jy beweer jy kan skaduwees sien. Wanneer het dit begin? Hoekom het jy my nie vertel nie? Themba het aan sy aardappels gekerf, ongemaklik onder die intensiteit van sy pa se blik wat hy kon voel, al kon hy dit nie sien nie. Dis nie veel nie, pa. Net soms. Ek was nie seker of dit werklik was nie. Sipho se stem was gespanne van onderdrukte opwinding. Maar verstaan jy nie? Dit kan 'n teken wees dat jou senuwees uit hulself besig is om te herstel. Der Schneider sê dit kan die kanse op sukses met sy prosedure aansienlik verbeter. Themba het blootgeknik, onseker hoe om te reageer. Aan die een kant was dit die eerste keer in jare dat hy 'n werklike vonk van hoop in sy pa se stem kon hoor. Aan die ander kant het hy 'n diep, onverklaarbare gevoel gehad, dat wat met hom aan die gebeur was, niks te doen gehad het met dokters of prosedures nie, maar met Noketela en haar vreemde gawes. Dit was amper middernag toe Themba 'n sagte klop aan sy kamerdeur gehoor het. Hy het regop gesit in sy bed, dadelik wakker. Wie's daar? Die deur het saggies oopgegaan, en hy kon 'n bekende geur ruik, krye, aarde, iets soets. Noketela, het hy gefluister in die donker. Ja, my kind. Haar stem was sag maar dringend. Ek het jou boodskap gekry. Vertel my van jou droom. Themba het haar hoor naderkom, die sagte ritsel van haar rok, die fyn tikgeluid van die klein houtkrale wat sy om haar nek gedraai het. Hy het gevoel hoe sy op die rand van sy bed sit. Ek het gedroom ek kon sien, het hy gesê, sy stem bewerig van opwinding. Nie perfek nie, maar ek kon vorms uitmaak, kleure en toe ek wakker word, vir net 'n oomblik, het dit voortgeduur. Ek kon die lig sien wat deur my venster skyn, die skaduwee van die gordyne. Hy kon Noketela se skerp inasem hoor. Die saad, het sy gesê. Jy het dit onder jou kussing geplaas, net soos ek gehoop het jy sou. Wat is dit? Wat gebeur met my? Haar hand, warm en rof van jare se arbeid, het oor syne gevou. Dit is die saad van die veevertree. In my kultuur glo ons dit dra die krag van visioene van heldersiendheid. Maar vir jou, ek het geglo dit kon iets anders wakker maak. My sug, het Themba gevra, skaars in staat om die woord uit te spreek. Jou liggaam se vermoë om homself te genees, het sy gekorrigeer. Die dokters met al hulle masjiene en toetse, hulle verstaan nie altyd die wysheid van die liggaam nie. Soms, met die regte aanraking, die regte krye, die regte oortuiging, kan die liggaam dinge doen wat die dokter sê onmoontlik is. Maar der Schneider sê my optiese senuwees is beskadig, dat hulle nooit kan herstel nie. En tog sien jy skaduwees, nie waar nie. Jy droom van kleure en vorms. Haar stem was sag maar intens. Luister na my, Themba. Die prosedure wat hulle beplan, dit is gevaarlik. Die dokter het nie alles vir jou pa gesê nie. Ek het die verpleegster hoor praat. Daar is risiko's, ernstige risiko's. Themba het gevoel hoe sy hart klop in sy keel. Watter soort risiko's? Die soort wat jou kan skaad in plaas van genees. Ek glo daar is 'n ander pad, 'n veiliger pad. Deur jou krye. Jou saad. Themba kon nie die skeptisisme uit sy stem hou nie.
Deur die wyshede wat ouer is as al hierdie moderne medisyne, het Noketela gesê. Deur jou eie liggaam se vermoë om te genees as dit die regte ondersteuning kry. Themba was stil, sy gedagtes 'n draaikolk van verwarring. Sy hele lewe was hy geleer dat die wetenskap, die medisyne, die spesialiste die enigste hoop was. Maar nou was daar Noketela, wie se teenwoordigheid in sy lewe saamgeval het met die eerste werklike verandering wat hy ooit in sy toestand ervaar het. Ek moet gaan, het Noketela skielik gesê. Die nagwag sal binnekort sy ronde begin. Maar dink oor wat ek gesê het, Themba. Vra jouself, sedert ons ontmoet het die wêreld nie vir jou begin verander nie. Na sy hoor hoe sy vertrek, haar voetstappe byna geruisloos op die dik tapuit, het Themba wakker gelê en gedink aan wat Noketela gesê het. Hy het die saad weer onder sy kussing geplaas, het sy oë toegemaak en gewonder watter wêreld hy in sy drome sou besoek die keer. Die dae voor die geskeduleerde prosedure was gelaai met spanning wat deur die hele land goed gevoel kon word. Sipho het voortdurend telefoonoproepe gemaak, dokumente geteken en met mediese spanne oorleg gepleeg. Die spesiale dieet wat de Schneider voorgeskryf het vir Themba was streng, geen suiker, geen gekookte olies, net vars groente en proteïene en 'n bitter, groen sap wat die seun 2 keer per dag moes drink. Ondertussen het Themba se veranderde staat voortgeduur. Die skadubeelde het gegroei in duidelikheid. Waar hy vroeër net die verskil tussen lig en donker kon waarneem, kon hy nou vaar buitelyne van groot voorwerpe onderskei. Wanneer hy sy hand voor sy gesig gewaai het, kon hy die beweging sien, donker vorm teen 'n ligter agtergrond. De Schneider was gefassineer deur hierdie ontwikkeling en het elke dag nuwe toetse uitgevoer. Uiters merkwaardig, het hy telkens gemompel terwyl hy in sy noteboek geskryf het. Themba het egter 'n geheim gehad, elke aand het Noketela na sy kamer gekom wanneer die huis aan die slaap was. Sy het meer kruimengsel saamgebring, sommige wat hy moes drink, ander wat sy saggies op sy ooglede gesmeer het. Die mengsel moet vars wees, het sy verduidelik terwyl sy fyn poeiers in 'n klein houtpakkie gemeng het. Die krag verdwyn vinnig sodra die plante gepluk is. Waar kry jy al hierdie plante, het Themba gefluister. Sommige groei hier op die landgoed, het sy geantwoord. Ander bring ek van my huis af. My tuin is vol geneesplante, krye wat ek geleer het om te kweek by my ouma, wat dit geleer het by haar ouma. Terwyl sy die mengsel versigtig op sy ooglede aangebring het Themba skielik 'n vreemde konflik gevoel. Aan die een kant was hy opgewonde oor die veranderinge wat hy ervaar het, die gedagte om werklik te kon sien was so ongelooflik dat dit sy asem wegslaan. Aan die ander kant was daar sy pa, wie sy hele bestaan skynbaar gesentreer het rondom die komende mediese prosedure, sy laaste groot hoop vir sy seun se herstel. Noketela, het hy stadig begin, wat as ek de Schneider se prosedure ondergaan, en ook jou behandelings voortsit. Miskien sal die twee saam beter werk as enige een alleen. Noketela se hande het stilgestaan. Nee, my kind. Dit werk nie so nie. Die krye en die medisyne, hulle praat nie dieselfde taal nie. Hulle kan mekaar teewerk gevaarlik word. Maar die prosedure is in 3 dae, het Themba gesê. My pa, hy het alles gereël. Hy het soveel hoop. Daar was 'n lang stilte, gevul met die sagte naggeluide van die landgoed, die verafblaf van 'n hond, die sagte gesuis van die wind deur die bome. Dan moet jy kies, het Noketela uiteindelik gesê, haar stem laag en ernstig. Ek kan jou help, maar net as jy werklik glo, as jy ten volle vertrou. Die krye is sterk, maar hulle reageer op geloof, op oortuiging. Hoe kan ek kies, het Themba gevra, sy stem beweeg. Ek wil my pa nie teleurstel nie. En wat wil jy hê, Themba? Nie jou pa nie, jy. Haar stem was sag maar dringend. Dit was 'n vraag wat niemand hom nog ooit gevra het nie. Sy hele lewe het gedraai om wat ander mense vir hom wou hê, wat hulle gedink het die beste vir hom was. Voor hy kon antwoord, het hulle beide 'n geluid in die gang buite gehoor, voetstappe, swaar en doelgerig. Iemand kom, het Themba gefluister, skielik paniekerig. Noketela het vinnig haar items bymekaar gemaak. Môre met sonsopkoms, het sy gefluister. Kom na die ou wildeveiboom. Daar sal ek jou die laaste behandeling gee, as jy dit kies. Sy het vinnig na die venster beweeg, maar voor sy kon ontsnap, het die deur oopgeswaai. Die ligte is aangeskakel, en Themba kon die skielike verandering in helderheid waarneem, al kon hy nie duidelike beelde sien nie. Wat gaan hier aan? Sipho Vosloo se stem was skerp van woede en verbasing. Pa,
Themba het regop gesit in sy bed, sy hart kloppend in sy keel. Mevrou Dlamini, wat doen u in my seun se kamer in die middel van die nag? Daar was 'n oomblik van doodse stilte voordat Nokuthila geantwoord het, haar stem kalm en waardig. Ek help jou seun, meneer Vosloo. Help? Hoe durf u? Sipho se woede was tasbaar. Bekker, kom dadelik hierheen. Themba kon hoor hoe voete die gang afhardloop en binne sekondes het die huisbestuurder by die deur verskyn, uitasem. Ja, meneer. Verduidelik vir my waarom 'n skoonmaker in my seun se kamer is om. Sipho het gestop, duidelik die kruie en poeiers op die betafel raak gesien. Wat is dit? Wat is hierdie goed? Tradisionele medisyne, het Nokuthila eenvoudig gesê. Dit help jou seun om te sien. Nonsens. Sipho se stem was nou luid genoeg om die hele huis wakker te maak. Hierdie bygelowigheid. Bekker, bel die sekuriteit. Ek wil hierdie vrou onmiddellik van my eiendom af hê. Pa, nee. Themba het uitgeroep, skielik oorweldig deur die besef dat hy Nokuthila kon verloor. Sy help my regtig. Ek kan dinge sien nou, skaduwees, bewegings. Dit het begin nadat sy my begin help het. Themba, jy verstaan nie, het Sipho teruggekap, sy stem nou meer desperaat as kwaad. Dit is suggestie, niks meer nie. De Schneider het verduidelik dat jou verbeelde verbeteringe waarskynlik net die resultaat is van verhoogde verwagting, 'n soort placebo-effek. Dit is nie verbeelding nie. Themba was nou op sy voete, 'n ongewone vuur in sy andersins bedaarde temperament. Ek sien dinge wat ek nog nooit tevore gesien het nie. En jy dink dis as gevolg van hierdie krye dokter. Sipho se stem was vol minagting. Nadat ek miljoene gespandeer het aan die beste spesialiste in die wêreld. Meneer Vosloo, het Nokuthila ingetree, haar stem steeds kalm te midde van die chaos. Jou seun vertel die waarheid. Daar is kennis in hierdie wêreld wat ouer en dieper is as wat jou dokters verstaan. Ek het niks gedoen om jou seun te benadeel nie. Genoeg. Sipho het geskree. Bekker, kry haar uit my huis. En gooi daardie gemors weg. Themba kon hoor hoe Bekker na Nokuthila toe beweeg, hoe hy haar saggies, maar ferm by die arm vat. Kom, mevrou Dlamini. Ek sal u na die personeeluitgang begelei. Nee. Themba het na vore gestrompel, ongewoon dapper gebaar van 'n kind wat selde teen gesag in opstand gekom het. Maar hy kon voel hoe sy pa hom teehou, sterk hande wat hom terughou het. Dis vir jou eie beswil, Themba, het Sipho gesê. Hierdie vrou sê het jou kop gevul met vals hoop en bygeloof. De Schneider is hier met werklike wetenskap, werklike hoop. Net nog iets voordat ek gaan, het Nokuthila gesê, haar stem skielik sterker. Themba het 'n keuse. Hy alleen. Nie jy nie, meneer Vosloo, nie die dokter nie. Dit is sy oë, sy lewe. Die krye wat hy reeds geneem het die proses begin. Maar dit kan voltooi word, of dit kan vervloei. Dit hang van hom af. Wat bedoel jy, het Themba gevra, sy stem dun en gespanne. By die ou boom met sonsopkoms, het sy bloot geantwoord. Onthou. Toe kon Themba hoor hoe hulle haar weglei, haar voetstappe wat wegbeweeg tot hulle verdwyn het in die dieptes van die massiewe huis. Nadat Nokuthila weg was, het Sipho op die rand van Themba se bed gaan sit, sy stem nou sag en moeg. Themba, my seun, jy moet verstaan. Hierdie soort dinge, hierdie krye en rituele, dit is nie hoe ware genesing werk nie. De Schneider het gesê enige verbeteringe wat jy dink jy ervaar, is waarskynlik net psigologies. Maar pa, ek kan regtig dinge sien. Nie duidelik nie, maar ja, en De Schneider sê dit kan 'n teken wees dat jou senuwees onverwags begin herstel. Dit is hoekom sy prosedure 'n goeie kans het om te werk. Sipho se stem was amper pleitend. Kan jy nie sien nie? Hierdie is ons kans, die kans waarop ek vir 8 jaar gewag het. Themba kon die emosie in sy pa se stem hoor, die wanhopige behoefte om sy seun te sien genees. En hy het verstaan. Sy pa het hom liefgehad op sy eie onhandige manier. Alles wat hy gedoen het, die dokters, die spesialiste, die oneindige soektog na 'n kuur, dit was alles uit liefde. Maar Themba het ook onthou hoe sy wêreld verander het sedert Nokuthila in sy lewe gekom het. Die geleidelike ontwaking van skadu en lig, die geheimsinnige drome, die sagte aanraking van haar hande op sy oë. Jy moet rus, het sy pa uiteindelik gesê. Môre is 'n groot dag. Die finale voorbereidings vir die prosedure begin.
Nadat sy pa vertrek het, het Themba in die donker gelê, meer verlore as wat hy ooit in sy lewe was. By die ou boom met sonsopkoms het Nokuthela gesê: "Maar hoe? Sy kamerdeur sou beslis gesluit wees vanaand en Bekker of een van die ander personeellede sou waarskynlik waghou." Terwyl hy met hierdie gedagtes geworstel het, het sy vingers die harde saadjie gevind wat steeds onder sy kussing was. Hy het dit styf vasgehou, asof dit 'n tipe talisman was wat hom kon help met die onmoontlike keuse wat voor hom lê. Soos hy dit vasgehou het, het dit gepols in sy hand, warm en lewendig, asof dit sy eie hartklop gehad het. Met die eerste streep van lig wat deur sy venster gekruip het, het Themba wakker gelê, ten volle aangekleed onder sy komberse. Hy het die hele nag wakker gebly, luisterend na die huis wat geleidelik stil geword het, nadenkend oor sy keuse. Die saad was steeds in sy hand, pulserende met daardie vreemde, warm energie. Versigtig het hy uit die bed gegly en na sy venster toe beweeg. Hy het die gordyne eenkant geskuif en die venster liggies oopgestoot, dankbaar dat die skarniere onlangs geolie was en geen geluid gemaak het nie. Die venster het uitgesien op die oostelike tuin, net 'n paar meter bokant 'n smal balkon. Themba het nooit van tevore sy kamer op hierdie manier verlaat nie. Hy was altyd versigtig, altyd gehoorsaam. Sy wêreld was gevul met genoegsame gevare vir 'n blinde seun sonder dat hy ekstra risiko's gesoek het. Maar nou het hy 'n vreemde duidelikheid gehad, doelgerigtheid wat hy nog nooit tevore ervaar het nie. Met 'n diep asemteug het hy by die venster uitgeklim, sy voete versigtig die balkon gevind. Die lug was koel en skerp, gevul met die soet geur van jasmyn en nat grond. Aan die oosgrens van die tuin kon hy voel hoe die son stadig opkom, sy gesig na die warmte gedraai. En hy kon dit sien, nie duidelik nie, maar onmiskenbaar. 'n Gloed van lig wat deur die donkerte breek, die donker silhouette van bome en struike wat stadig sigbaar word in die groeiende lig. Themba het sy hart hoor klop in sy ore terwyl hy sy pad versigtig langs die balkon gevind het, tot hy die plek bereik het waar 'n ou wingerdstok teen die muur opgerank het. Dit was hierdie wingerdstok wat hy gehoor het hoe Lindiwe een keer vir die tuinier daaroor kla, hoe dit besig was om sy pad tussen die stene te forceer en die struktuur te verswak. Nou het Themba dankbaar gevoel vir hierdie rankplant se hardnekkigheid. Sy hande het die dik, houtagtige stam gevoel, en hy het homself versigtig oor die balkonreëling gehys, sy voete en hande het die plant gevind. Dit was 'n stadige, angswekkende afdaling. 2 keer het takke onder sy gewig gekraak, en 1 keer het hy gevoel hoe sy voet gly, sy hart het wild geklop terwyl hy desperaat na 'n stewige greep gesoek het. Maar uiteindelik het sy voete die grond getref, en hy het vir 'n oomblik gebukkend gestaan, sy asemhaling vinnig en vlak. Regop het hy homself georiënteer. Die ou wilde vyboom was aan die verste end van die oostelike tuin, naby die grens van die eiendom. Themba kon voel hoe die dag elke sekonde helderder word, die son klim vinnig in die hemel. Hy moes vinnig beweeg. Met die groeiende lig het Themba gevind dat hy die wêreld kon sien soos nog nooit tevore nie helder of duidelik nie, maar genoeg om sy pad te vind sonder sy kierie. Groot vorms was sigbaar en die kontraste tussen lig en donker was sterk genoeg dat hy die paadjies en beddings kon onderskei. Hy het vinnig beweeg, half struikelend, half hardlopend, sy hart puls met elke tree. Die huis agter hom het stil gebly, nog geen tekens dat sy afwesigheid opgemerk is nie. Die personeel sou binnekort wakker word, sy pa sou kom klop aan sy deur, Terseneider sou arriveer vir die laaste ondersoeke voor die prosedure. Uiteindelik het hy die ou boom bereik, sy asem kom nou in kort rukke. Die massiewe stam was 'n donker, soliede vorm teen die groeiende oggendlig, die groot, uitgestrekte takke soos beskermende arms bo hom. Nokuthela, het hy gefluister, sy stem bewerig van inspanning en vrees. Daar was geen antwoord nie, net die sagte geritsel van blare in die oggendwind, die verafroep van voëls wat die nuwe dag begroet. Nokuthela, het hy weer geroep, harder hierdie keer. Ek is hier. Die oomblikke het verbygegaan en Themba het gevoel hoe sy hart sink. Het hy te laat gekom? Het sy besluit om nie te kom nie, nadat sy so verneder is deur sy pa? Toe, vanaf agter die groot stam, het 'n stem gekom. Jy het gekom. Themba het omgedraai, sy hart spring in sy bors. Nokuthela. Sy het vanuit die skaduwees getree, haar vorm 'n donker silhouet teen die oggendlig. Jy het jou keuse gemaak, jong meneer. Ja, het Themba gesê, sy stem nou vas en seker. Ek wil jou manier probeer. Ek kan reeds sien vorms, skaduwees. Dis meer as ooit tevore. Hy kon haar nie duidelik sien nie, maar hy kon die warm glimlag in haar stem hoor.
Dan moet ons vinnig wees. Jou pa sal binnekort weet jy is weg. Sy het nader gekom en Themba kon die bekende geur van haar kruie ruik. Sit op die grond, my kind. Onder die boom. Themba het gehoorsaam, kruisbeen gaan sit op die klam grond. Deur sy dowwe visie kon hy sien hoe Noketela verskeie houers en bondels uit haar sak haal. Maak jou oë toe, het sy gesê, haar stem nou ernstig en gekonsentreerd. Themba het sy oë toegemaak en onmiddellik het hy gevoel hoe sy koue, nat vloeistof op sy ooglede aanwend. Dit het geprikkel, amper gebrand, maar nie onaangenaam nie. Die sap van die melkbos het Noketela verduidelik terwyl sy werk. Dit open die wee van sig. Vervolgens het sy iets poeieragtig in haar palms gemeng, die geur was sterk en aards. Nou hou baie stil. Dit is die belangrikste deel. Themba het gevoel hoe sy haar hande aan weerskante van sy kop plaas, haar palms teen sy slape. Haar aanraking was warm en hy kon voel hoe die poeier in haar hande teen sy vel plak. Noketela het begin sing, 'n sagte, ritmiese wysie in 'n taal wat Themba nie verstaan het nie. Terwyl sy sing, het hy 'n vreemde, tintelende sensasie deur sy hele liggaam gevoel, beginnend by sy slape waar haar hande rus, tot by sy voete. Die tintelende gevoel het gegroei, meer intens geword, gekonsentreerd agter sy oë. Dit was asof iets begin smelt het, 'n versperring wat geleidelik weggesmelt het. Skielik is Themba oorweldig deur 'n intense ligflits agter sy geslote ooglede, so helder dat dit amper pynlik was. Hy het 'n skerp asem ingetrek, maar Noketela se stem het kalm voortgegaan met haar lied, haar hande onbeweeglik teen sy slape. Toe, so geleidelik dat hy eers nie seker was of hy dit ingebeeld het nie, het die ligflits begin vorm aanneem. Beelde het begin verskyn, eers net vae indrukke, toe meer gedefinieerd. Themba se hart het wild geklop. Hy was bang om sy oë oop te maak, bang dat hierdie visioen sou verdwyn. Want dit is wat dit was, 'n visioen van skoonheid, van kleur, van die wêreld soos hy dit nog nooit gesien het nie. Kyk nou, my kind, het Noketela gefluister. Open jou oë en sien. Stadig, sy hart in sy keel, het Themba sy oë oopgemaak. Die wêreld het voor hom oopgegaan, eksplosie van kleur en vorm en lig wat hom byna oorweldig het. Die massiewe stam van die wilde vyboom, die groen blare wat dans in die wind, die blou lig daarachter, die goue straal van sonlig wat deur die takke skyn, alles was daar, duidelik en helder. Themba kon nie praat nie, sy stem vasgevang in sy keel. Jy sien, het Noketela gesê, nie 'n vraag nie, maar 'n stelling. Ja, het hy gefluister, trane wat oor sy wange stroom. Ek sien alles. Themba het na haar gedraai, gretig om die vrou te sien wat hom gehelp het, wat hom hierdie ongelooflike geskenk gegee het. Maar toe hy haar aanskou, was dit anders as wat hy verwag het. Noketela was oud, baie ouer as wat hy uit haar stem afgelei het. Haar gesig was diep geplooi, haar hare silwergrys. Maar haar oë het geskitter met 'n wysheid en krag wat hom met ontzag gevul het. Jy is so anders as wat ek gedink het hy eerlik gesê. Sy het gelag, daardie warm, hartlike klank wat nou selfs ryker was, nou dat hy die manier kon sien waarop haar hele gesig ophelder het. Die oë sien, maar die hart verstaan. Themba het om hom gekyk, sy blik kon nie genoeg kry van die wonderlike wêreld nie. Die landgoed, die tuine, die berge in die verte, alles was meer glorieus as wat hy ooit in sy drome kon voorstel. Hoe het jy dit gedoen, het hy gevra, sy oë terug na Noketela. Nie ek nie, my kind. Die kruie, die rituele, hulle is net gereedskap. Die genesing kom van binne jou. Jou liggaam het geweet hoe om homself heel te maak. Dit het net 'n bietjie hulp nodig gehad om die pad te vind. Themba wou meer vra, wou verstaan, maar skielik was daar 'n klank, 'n verafroep. Iemand het sy naam geroep. Noketela het vinnig haar items begin bymekaar kry. Hulle het jou afwesigheid ontdek. Jy moet teruggaan. Maar jy, wat gaan met jou gebeur? Moenie jou oor my bekommer nie. Ek sal regkom. Sy het hom 'n klein leersakkie oorhandig. Neem hierdie. Dit bevat kruie wat jou sal help om die genesing te versterk, om jou oë gesond te hou. Gebruik dit elke aand vir 'n maand. Nog 'n roep nader hierdie keer. Themba, waar is jy? Dit was sy pa se stem, vol angs en woede. Gaan, het Noketela gesê, om saggies in die rigting van die huis gestoot. Gaan wys jou pa wat gebeur het. Laat hom sien dat daar meer maniere is om te genees as wat hy ooit gedroom het. Themba het haar vir 'n laaste oomblik aangestaar, haar beeld in sy geheue gegraveer.
Dankie, het hy gefluister, die woorde totaal onvoldoende vir wat hy gevoel het. Toe het hy omgedraai en begin hardloop na die stem van sy pa, sy voete seker en vinnig op die pad wat hy nou duidelik kon sien. Themba het oor die grasperk gehardloop, sy hele liggaam oorweldig deur die sensasie van beweging en sig. Elke tree was 'n nuwe wonder, die manier waarop die gras platgeslaan word onder sy voete, die beweging van sy eie skaduwee in die oggendson, die blink waterdruppels op die plante wat gloei soos diamante. Themba het sy pa weer geroep, sy stem nou naby. Hier, pa. Ek is hier, het Themba teruggeroep, sy eie stem vol van 'n opgewondenheid wat hy nie kon onderdruk nie. Toe sien hy hulle 'n groepie mense wat oor die grasperk na hom toe aangestorm kom. Vooraan was sy pa, sy gesig vertrek van bekommernis. Agter hom was der Schneider, Lindiwe, meneer Becker en 'n paar sekuriteitswagte, almal beweeg na hom toe. Dit was die eerste keer dat Themba sy pa gesien het, werklik gesien. Sipho Vosloo was 'n groot man, breedgeskouerd en imposant, sy gesig streng, maar met oë wat dieselfde donkerbruin was as Themba se. Op hierdie oomblik was daardie oë wyd oop van angs en verligting. Themba, wat dink jy doen jy? Die hele huishouding is in chaos. Ons het gedink jy is. Sipho se woorde het skielik opgehou toe Themba nader kom, sy voetstappe seker en doelgerig, sy oë direk gefokus op sy pa se gesig. Pa, het Themba gesê, en toe het hy glimlag, 'n stralende, pure uitdrukking van vreugde. Ek kan jou sien. Sipho het gevries, sy woede skielik vergete. Wat? Ek kan sien, pa. Alles. Die herhuis, die tuin, die berge. Jou gesig. Themba het nader gestap, sy oë nooit sy pa se verlaat nie. Jy lyk anders as wat ek gedink het. Groter. Sterker. Sipho het sy hand uitgesteek, half in ongeloof, en Themba se skouer aangeraak. Dit is onmoontlik. Der Schneider het vorentoe getree, sy gesig 'n masker van wetenskaplike verbuistering. Jong man, kan jy hierdie sien? Hy het sy hand opgehou, 3 vingers uitgesteek. 3 vingers, het Themba onmiddellik gesê. En nou 4. En nou 1. Die dokter het verstom na Sipho gedraai. Dit is ek het nog nooit dit dreis in teen alles wat ons weet van optiese senuweeskade. Noketela, het Themba eenvoudig gesê. Sy het my gehelp. Sy het geweet hoe. Sipho se uitdrukking het verander, 'n warboel van emosies, ongeloof, verwarring en dan iets so skaamte. Die skoonmaker. Sy is meer as 'n skoonmaker, pa, het Themba gesê, sy stem nou kalm en volwasse op 'n manier wat vreemd geklink het uit die mond van 'n 8-jarige. Sy is 'n geneeser. Sy het kennis wat die dokters nie het nie. Der Schneider het sy keel skoongemaak, duidelik ongemaklik met die rigting van die gesprek. Ons sal toetse moet doen, natuurlik. Om te bevestig dat die visie eg en stabiel is. Om te verstaan wat gebeur het. Maar Sipho het skaars gehoor. Hy het na sy seun gestaar, trane wat in sy oë opwel. Jy kan regtig sien. Alles, pa. Themba se eie oë het begin glinster van trane. Dit is die mooiste wêreld. Met 'n gesteende snik het Sipho vorentoe getree en sy seun in sy arms opgetel, om so styf vasgehou dat Themba skaars kon asemhaal. Maar hy het nie omgegee nie. Vir die eerste keer kon hy sy pa se gesig sien, die trane wat oor sy wange stroom, die vreugde en ongeloof en oorweldigende liefde in sy oë. Waar is sy, het Sipho gevra toe hy Themba uiteindelik neersit. Waar is Noketela? Themba het omgedraai, teruggekyk na die ou wildevyboom. Maar daar was niemand daar nie. Net die boom, sy massiewe takke wat in die oggendlig dans, sy was daar, by die boom, het hy gesê, 'n klein tikkie onsekerheid in sy stem. Die groep het na die boom beweeg, maar daar was geen teken van Noketela nie. Nie 'n spoor in die grond, nie 'n stuk materiaal, niks nie. Sy moet na die dorp toe gegaan het meneer Becker gesê, sy gesig nou aansienlik bleker as gewoonlik. Vind haar, het Sipho beveel, sy stem dringend. Bring haar terug. Ek moet met haar praat. Terwyl die sekuriteitswagte versprei het om te soek, het der Schneider versigtig Themba se oë ondersoek, sy verbuistering groeiend met elke toets. Die pupille reageer normaal. Daar is geen tekens van inflammasie of trauma nie. Hy het 'n klein flitslig uitgehaal. Kan jy hierdie lig sien? Volg dit met jou oë. Themba het die lig moeiteloos gevolg, sy sig helder en skerp. Ongelooflik, het die dokter gemompel.
Volgens al my vorige ondersoeke was jou optiese senuwees permanent beskadig. Dit is asof hulle volledig herstel het. Dit is medies onmoontlik. Maar tog is dit so, het Sipho gesê, sy hand steeds op Themba se skouer, asof bang dat as hy loslaat, die wonderwerk sal verdwyn. Na 'n uur van soektog het die sekuriteitswagte teruggekeer, hul gesigte verward. Geen teken van haar, meneer Vosloo, het die hoof van sekuriteit gerapporteer. Ons het oral gesoek, die personeelkwartiere, die tuine, die pad na die dorp. Dis asof sy net verdwyn het. Themba het nie verbaas gelyk nie. Hy het die klein leersakkie in sy sak gevoel, die laaste geskenk van Noketela. Hy het geweet, op 'n manier wat hy nie kon verduidelik nie, dat sy nie gevind sou word tensy sy gevind wou word nie. Die res van die dag was 'n waas van vreugde en verbasing. Die beplande mediese prosedure is vergeet. In plaas daarvan het Themba die landgoed verken, elke nuwe sig 'n wonderwerk, die kleure van die blomme in die tuin, die majesteuse uitsig oor die wynlande, die portrette van voorouers wat die mure van die Herehuis versier het. Teen aandete het 'n vreemde stilte oor die eetkamer gehang. Sipho het skaars aan sy kos geraak, sy oë bly gereeld na Themba dwaal, asof om te verseker dat sy seun werklik kon sien. Pa, het Themba uiteindelik gesê, jy moet ophou bekommer. Dit is nie 'n droom nie. Ek kan regtig sien, en dit gaan nie weggaan nie. Sipho het 'n klein glimlag gegee, duidelik nog verwerk wat gebeur het. Ek kan dit steeds nie glo nie. Al hierdie jare, al die dokters, die spesialiste en toe kom hierdie vrou, gebruik 'n paar krye en ou rutiele, en doen wat niemand anders kon doen nie. Sy het gesê dit was nie net haar nie, het Themba verduidelik, 'n stukkie vleis op sy vurk balanseer, steeds gefassineerd deur die proses van eet wat hy nou kon sien. Sy het gesê my liggaam het geweet hoe om te genees. Dit het net hulp nodig gehad om die pad te vind. Sipho was stil vir 'n lang oomblik. Ek het haar weggejaag, het hy uiteindelik gesê, sy stem sag met spyt. Ek het haar 'n bygelowige kwaadstigter genoem. Sy sal verstaan, het Themba gesê, seker van hierdie feit sonder dat hy kon verduidelik waarom. Sy het nie kwaad bedoel nie. Ons sal haar vind, het Sipho gesê, nou meer vasberade. Ek sal mense na elke dorp in die omgewing stuur. Ek sal haar beloon, haar dank. Themba het net geglimlag, wetende wat sy pa nog moes leer, dat sommige geskenke nie in geld gemeet kon word nie, en dat sommige dankbaarheid dieper moes gaan as woorde of belonings. Daardie aand, nadat Themba die krye uit die leersakkie geneem het, soos Noketela aangewys het, het hy by sy venster gestaan en na die sterrehemel gekyk. Die sterre was meer glories as wat hy ooit kon droom, briljante punte van lig teen die fluweelswart van die naghemel. 'n Sagte klop aan sy deur het sy aandag getrek. Binne, het hy gesê, sy oë steeds op die wonderlike naghemel. Sy pa het ingekom, nog steeds in sy werkklere, sy gesig moeg, maar sy oë helder. Kan jy nie slaap nie, pa, het Themba gevra. Sipho het sy kop geskit. Daar is te veel om oor te dink. Hy het by Themba aangesluit by die venster, sy eie blik na die sterre. Hulle is pragtig, nee, het Themba gesê. Ja, het Sipho ingestem, sy stem sag. Ek het altyd gewonder of ek jou ooit sou kon wys hoe die sterre lyk. Hulle het 'n tyd lank in gemaklike stilte gestaan, toe het Sipho diep ingeadem. Themba, ek wil jou om verskoning vra. Themba het na sy pa gedraai, verras. Waaroor, pa? Vir alles. Vir al die jare wat ek jou van hospitaal na hospitaal gesleep het, wat ek geweier het om te aanvaar wat die dokters gesê het. Vir hoe ek Noketela behandel het. Ek was so vasgevang in my idee van hoe dinge moes werk, dat ek blind was vir ander moontlikhede. Themba kon sien hoe moeilik hierdie erkenning vir sy pa was, hierdie trotse, magtige man wat gewoond was om altyd reg te wees. Dis reg, pa, het hy gesê en sy hand in sy pa se geglip. Jy het net probeer help. Jy wou net die beste vir my hê. Sipho het Themba se hand styf vasgehou. Ek beloof jou, van nou af sal dinge anders wees. Ek sal beter luister. Ek sal probeer om meer oop te wees vir dinge wat ek nie verstaan nie. Themba het geglimlag, warm gevoel in sy bors. Dit was 'n belofte wat hy weet sy pa ernstig bedoel het. En ons sal haar vind, Themba, het Sipho bygevoeg. Ons sal Noketela vind en haar behoorlik bedank. Themba het terug na die sterrehemel gekyk, 'n klein geheimsinnige glimlag op sy gesig. Miskien sal sy ons vind, pa. Wanneer die tyd reg is. Later, toe sy pa vertrek het Themba die venster oopgemaak en na buite geleun, die nagbries koel teen sy gesig.
In die verte kon hy die ligte van die dorp sien, klein sterretjies van hul eie teen die donker kontoure van die berg. En daar, net vir 'n oomblik, het hy gedink hy sien 'n figuur staan onder die ou wildevyboom, haar wit klere wat in die wind wapper. Of dalk was dit net die beweging van die skaduwees, die spel van maanlig deur die blare. Dit maak nie saak nie, het Themba besluit. Waar ook al Nokutela was, hy het geweet sy was goed en hy was dankbaar. Nie net vir die geskenk van sig nie, maar vir die les wat sy hom geleer het, dat wonderwerke soms uit die onverwagte hoek kom en dat genesing baie forme kan aanneem. Hy het na die hemel gekyk, na die sterre wat hy nou uiteindelik kon sien, en hy het gefluister, dankie. Die woorde het weggedryf op die nagwind, uit oor die slapende tuine, verby die ou boom, tot in die donker nag, gedra deur 'n dankbare hart wat nou die wêreld kon sien in al sy glorie. In die weke, maande en jare wat gevolg het Themba nooit weer Nokutela gesien nie. Maar haar impak op die Vosloo familie het ver verby Themba se genesing gestrek. Sipho, getrou aan sy belofte, het sy besigheidsbelange aangepas om 'n nuwe stigting te stig wat fokus op die bewaring en navorsing van tradisionele genesingsmetodes. Die stigting het samewerking tussen moderne mediese praktyke en inheemse kennisstelsels bevorder en het klinieke regoor Suid-Afrika geopen waar pasiënte toegang kon kry tot beide forme van behandeling. En Themba, met sy nuutgevonde sig, het opgegroei om 'n brug te word tussen twee wêrelde, die wêreld van wetenskap en tegnologie waarin hy groot geword het, en die wêreld van tradisionele wysheid wat sy oë geopen het. Soms, op spesiale aande, sou hy alleen na die ou wildevyboom gaan, nou 'n volwasse man, en sou hy 'n klein offergawe van kruie en blomme agterlaat. En soms, net soms, sou hy voel asof hy nie alleen was nie, asof 'n paar oë, wys en warm, op hom kyk vanuit die skaduwees. Maar miskien was dit net die wind in die blare, of die manier waarop die maanlig deur die takke val. Of miskien was dit iets meer. In 'n wêreld waar 'n blinde seun weer kon sien deur die aanraking van 'n vriendelike vrou, wie kon sê wat werklik was en wat nie? Vimda Hysteria. Geagte luisteraars, ons vertrou dat die verhaal van Themba en Nokutela u diep geraak het. Om hierdie emosionele reis voort te sit, het ons 'n spesiale speellys met ewe boeiende verhale voorberei. Vind dit hier deur links te klik. As u van hierdie verhaal gehou het, moet asseblief nie vergeet om op ons kanaal in te teken en die video 'n duim op te gee nie. Elke dag bring ons unieke verhale wat die kompleksiteit van die lewe verken. Moenie ons toekomstige inhoud misloop nie. Ons sien uit daarna om u in die kommentaarseksie te ontmoet.